Ek dink een van 'n tyd, nou of voorheen, is een van ons goals om to land on your feet. Like, I want to do my thing, I want to land on my feet. If life knocks me down, I'm going to get back up again. And that's great. Maar to stand before God, you need to kneel first. So God's goal is to get us on our knees. God's goal is to make us get on our knees. Our goal is to stand on our feet. So when you turn it around, wanneer jy dit omdraai en sê, Here, ek buig voor U, sodat ek kan staan voor U aan die einde. Ek buig nou voor die almagtige God en voor sy wil, sodat ek kan staan aan die einde. Nie, ek wil staan voor mense nie. When you want to stand before men, you're not going to be able to stand before God. So wanneer ons daai trots het van ek wil staan, so kom ons lees 'n bietjie wat die woord van die Here sê oor trots en oor humbleness. In Daniël 10 sê hy, toe praat die engel met Daniël. Daniël 10 vers 12. Hy sê toe vir my, moenie bang wees nie. Daniël, van die eerste oomblik af dat jy jou ingespan het om insig te kry, wanneer ons inspan, wanneer dit ons doel en late is, om insig in die woord van die Here te kry, om 'n hart vir die Here te hê, soos Dawid, 'n man agter God se hart, wanneer dit jou doel is, om vir God, sy manier van dinge doen, sy woord, insig in dit in te kry, dit te verstaan, en jou voor God verootmoedig, o jene, ek is te half Afrikaans en Engels om dit te verstaan het, so ek het 'n bietjie gaan opsoek. Basically beteken dit nederig. Is jou gebede verhoor? Ek het gekom in antwoord op jou gebede. So, hy sê toe vir my, moenie bang wees nie, Daniël, want van die eerste oomblik af dat jy jou ingespan het om insig te kry en jou voor God te nederig te wees, is jou gebede verhoor. Ek het gekom in antwoord van jou gebede. Halleluja, hoe baie wil ons nie hê die Here moet net ons gebede antwoord nie, né? Dan lees ons verder in vers 19, moenie bang wees nie. Jy vir wie God lief het, God het jou lief. Dit sal goed gaan met jou, wees sterk, sê die Here. So, okay, dit ek nou 'n bietjie gaan oplees, wat daai mooi woord beteken. Verootmoedig beteken om jouself te verneder. Ek mag dit dalk verkeerd uitspreek ook. Maar dit beteken om jouself te verneder, van jouself min te dink, om nederig te wees en afhanklik te wees. So afhanklik te wees van God. Dit is 'n gesindheid waarin ons wandel voor God, waarin ons wandel in God. Maar dit is ook 'n handeling met ander mense. So, om nederig te wees, kom ons luister nog wat die Here sê in sy woord. In Proverbs 11 vers 2. Trots, pride, leads to disgrace, but with humility comes wisdom. Met humbleness, met humility, comes wisdom. James 4 vers 10 sê, humble yourself before the Lord, and He will lift you up in honor. First humble yourself, and He will lift you up. Hierdie is 'n baie bekende scripture, veral van COVID af. If my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, I will then hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. Maar die key scripture hierso is, humble themselves, seek my face, dit is wat daar in Daniël ook gestaan het, om insig te kry in die woord van die Here. Then I will hear from heaven, I will forgive their sins and I will heal their land. En daar staan, turn from their wicked ways. So baie keer dink ons, maar, wel, ek is nie wicked nie. Ons sien nie self, trots, unforgiveness, jou eie wil as wickedness nie, maar dit is deel van wat die Here sien as wickedness. Dit is nie sy wil nie, dit is jou wil. So, ons kom op daai punt om humble te wees, om jouself te gaan neerlê voor die Here en te sê, Here,
haal uit my wil, haal uit wat ek wil, hierdie kwaad, hierdie seer, hierdie unforgiveness wat in my hart is. Ek staan vanoggend op en ek sê, Here, nie my wil nie. Ek wil nie nou vergewe nie, ek wil nie nou die minste wees nie, ek wil nie nou dit nie. Dit is my drome, Here, bless my drome, bless my goals, bless my met dit. Maar die Here sê, my will, let my will be done. So ons lê alles neer voor God en sê, Here, dit is nie die manier van doen nie. U is die weg en die waarheid. U wil, dat u wil geskied. So ons maak onsself leeg voor die Here. Dan, mens kan nie wind sien nie. Jy sien die effek van wind. Jy kan nie noodwendig trots in iemand se hart en unforgiveness in hulle hart sien nie, maar jy sien die effek daarvan, die neeweffekte, hoe mens ander mense hanteer, hoe mens reageer as iemand net vir jou kyk, verstaan, dan is jy offended. Al daai goed pop op, want dit is simptome wat in jou hart is, wat jy moet neerlê. Jy moet jouself leegmaak, sodat daar plek is vir die Here om in te kom, en sy krag kan ten volheid werk binne in jou. So, ons kan nie noodwendig die Heilige Gees sien nie, maar ons sien die effek van die Heilige Gees. En hoe wonderlik is daai effek nie? Wanneer ons by die einde van onsself kom en ons op ons knie voor die Here is, dan kan hy kragtig en magtig in jou begin werk. En nie net in jou nie, maar vir jou. Dis waar die Here vooruit vir jou gaan en jy dan net agterna kan kom. Wanneer jy kan in volheid vertrou. Ek vertrou my God. Ek weet nie wat môre hou nie, maar my God hou vir môre. So ek ken die persoon wat vandag inhou. Ek weet nie wat vandag gaan gebeur nie, maar ek weet wie in beheer is van vandag. Want as ek stop om dit te doen en ek laat God dit doen, dan gaan hy dit doen. En wie weet, hy doen dit soveel beter as wat ek dit kan doen. In Jesaja 14 vers 27 staan daar ook: No man can change or stop what God has destined. So wanneer jy vir God toelaat om sy ding te doen, dan doen hy dit. En hy plant iets, dan kan niks dit wegvat nie. Hy gaan in jou toekoms van jou kinders, van jou familie, van jou finansies, van wat ook al dit mag wees. Hy gaan in en hy plant dit en geen mens kan dit stop nie. Hy establish jou. So hy establish jou steps. So wanneer jy oorgee and let God, dan gaan dit begin gebeur. Dan gaan die deurbrake begin kom. Dan sê die Here, ek antwoord jou gebede. Ek het dit gehoor en ek antwoord dit nou. En ons lees verder in die scripture wat die Here sê, een van my gunsteling verse in Jesaja 54 vers 17. Daar staan: No weapon formed against me shall prosper. Ons ken baie daai deel. No weapon that formed against me shall prosper. En dan staan daar: And every tongue that rises against me in judgment you shall condemn. Because this is the heritage of the children of the Lord, whose righteousness is in him. So, hierdie is ons erfgenaam. As 'n kind van God, kry ons dinge. Dis jou erfporsie. Hierdie breakthroughs, hierdie voorsiening van God, hierdie rus in hom. Daai omstandighede wat jy instap en jy voel gevrees, jy voel op jou senuwees, jy voel gestres, angstig, as dit is met jou kinders, met jou werk, jou kinders wat toets skryf, wat ook al dit mag wees, as jy in 'n vergadering instap, wie weet nou, dat 'n army stap saam met jou daarin, die almagtige God wat binne in jou is, stap saam met jou daarin, met die army. As jy roep op die naam van die Here Jesus, dan stap die hele army saam met jou in daai vertrek in, gaan saam met jou uit, saam met jou in hierdie situasie in. So jy is nie alleen nie, waar die Here sê, I will never leave you, never forsake you, maar ek is saam met jou, ek is een met jou. Hy sê, whoever eats of my flesh and drinks of my blood, I am one with him, een vir ewig in eenheid. So nou, begin deure vir my oopmaak, wat nie vir my moet oopgaan nie, voorsiening vir my toekoms begin gebeur, wat nie daar moes gewees het nie, maar I have the secret weapon, I am a daughter of the king, met ander woorde, ek is 'n erfgenaam, ek het 'n erfporsie, en jy begin wandel in daai erfporsie in, nie in trots in nie, maar in 'n manier van ek weet wie my pa is, en ek doen, en ek volg sy voorbeeld, deur humble te wees, deur te submit, deur sy wil te doen. Dis waar daar staan, ek dink is ook in Jesaja,
They are more for you than it's against you. Waar daar duisende mense voor hulle was, het die Here nog steeds gesê, met die min mense, daar's meer agter my as voor my. Want die army van die engele, van die almagtige God, die Heilige Gees, die Jesus, almal is met jou. So jy kan vandag uitstap en sê, as ek vir God soek eerste, en sy insig kry, humble is, dan is ek nie alleen nie. Die Jesus is met jou. So ek bid vandag vir jou, ek bid vandag dat jy regtig sal stilstand kom op jouself, dat jy jouself sal humble voor die almagtige God op jou knie gaan en sê, Here, nie meer my wil nie, maar U wil, U weet beter as ek. U weet beter vir my toekoms, vir my kinders se toekoms, vir my familie, as wat ek doen. U kan beter vir my voorsien as wat ek doen. So Here, ek maak myself leeg van hierdie unforgiveness en seer en trots. Ek vergewe vir wie ek moet vergewe. Ek los myself agter en ek sê, U is die weg en die waarheid en die lewe. Amen. Okay, bye. Julle moet 'n geseënde dag hê.